Dankie Hardes. Ek wil heel eers net aansluit by Hardes met 'n dankie. Dankie vir Vrydag se Lentefees. Ek sal so tydens die boodskap iets meer sê oor hoekom dit nodig is dat ons dankie sê vir so baie mense se gee. Maar ek dink miskien die oorweldigende gevoel wat ek het as ek terugdink aan Vrydag aand, is net die gevoel van familie wees, 'n gesin wees, met mekaar se geselskap geniet. Van die eerste oomblik wat 'n mens in die saal ingestap het en die atmosfeer geskep is met hierdie musikante wat rondloop tussen die mense, Lorena wat op die verhoog musiek gemaak het en ons eie musikante en sangers wat deelgeneem het. Ongelooflike atmosfeer geskep. So baie dankie daarvoor. Daar was 'n klompie van ons wat tot laat nag gekuier het. Maar of jy nou vroeg reeds gegaan het en net lekker saam geëte gekuier het vir 'n rukkie en of jy baie lank gebly het, ek dink dit is 'n geleentheid wat ons vir baie lank gaan onthou en koester en sommer gou weer so maak. Ons bevind ons nog tussen feeste. Vrydag aand was Lentefees van die gemeente. Ons is op pad na Kersfees toe. Binnekort ons Kerssangdiens oor 'n paar weke wat ook op sigself 'n groot feesgeleentheid gaan wees. En vanoggend is Hervormingsfees. Ek weet nie wie van julle dit onthou nie. Die 31ste Oktober 1517 is die dag waarop Martin Luther sy 95 stellings gepubliseer het, bekend gemaak in Wittenberg. En sedertdien vier ons as gereformeerde kerke wêreldwyd telkens op hierdie dag dan ook die reformatie, die hervorming. En ek is baie bly dat hierdie feesviering ook saamval juis met ons feesviering wat al Vrydag begin het, maar dan ook die teks wat ons vanoggend gaan lees, Romeine 12, die derde keer in 'n week wat ons dieselfde teks lees. Maar dit is vir my baie gepas. Want as mens iets van die inhoud van Paulus se brief aan die Romeine sou probeer opsom, dan gaan hierdie opsomming daarvan amper identies klink soos Luther se 95 stelling. En is logies, want Luther het eintlik tot sy geloofsoortuigings gekom vanuit 'n nougesette lees van Romeine 12. So Romeine 12 het Luther gehelp vorm. Die Gees het hom gelei om Romeine oor en oor te lees, en vanuit dit het hy God se genade opnuut ontdek. As ek sou probeer om iets van Romeine 1 tot 11 spesifiek, net die eerste 11 hoofstukke, in enkele sinne op te som, en eintlik gaan ek identies dieselfde ding net 4 keer oor sê in verskillende woorde. En dan sou min of meer die volgende wees. Daar's elke keer 'n skryfie. Ja, dankie Marnus. Ons probeer God nie tevrede stel nie. Jesus het reeds sy Vader volledig tevrede gestel. Deur sy kruisdood, sy menswees op aarde, wat sondeloos was, en sy opstanding uit die dood. Dis wat genade is. Ons probeer nie meer vir God tevrede stel. Ons probeer nie God se guns wen deur dade van gehoorsaamheid. Want deur Jesus se gehoorsaamheid is God se guns volledig klaar gewen. Ons doen nie goed sodat God sal goed doen aan ons. Genade is dat Jesus klaar God se heel beste gedoen het vir ons. Ons hoef niks meer te doen nie. Daar is trouwens niks wat ons kan of hoef te doen dat God ons meer sal lief hê nie. Daar's niks wat ons meer of minder kan doen dat God ons minder lief sal hê. God het ons lief.
soos wat hy ons maar kan hê, volkome in en danksy Jesus Christus. Dis Romeine 1 tot 11 in 'n netedop. En dan kom ons by Romeine 12, wat reeds die afgelope 2 Sondae nou ons fokusteks was. Ek hoop om vanoggend so 'n bietjie vanuit 'n ander hoek na dieselfde teks te kyk. Ek hoop ek gaan baie nou probeer aansluit by dit wat Telana verlede week gedeel het rondom ons kerkraad se visie waartoe ons al min of meer 'n week gelede gekom het, maar dan ook so 'n bietjie terug te kyk na die week voor dit, toe ek dieselfde teks ook gehad het. En dis nodig om te begin, dink ek, by die parafrase van The Message van vers 2. Telana het dit verlede week ook gelees. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering. Dis die heel eerste eintlik ook van Luther se 95 stellinge. Hy het min of meer dieselfde ding gesê. Toe ons Heer en Meester Jesus Christus gesê het, bekeer julle, wou hy dat die hele lewe van gelowiges 'n lewe van bekering sal wees. Ons hele lewe, alles moet ons vir God gee. Alles na hom toe draai in bekering. Alles in gehoorsaamheid aan hom. Dis die kerngedagte waarmee Romeine 12 afskop. En as jy nou fyn geluister het na wat ek in die begin gesê het, dan sou jy agterkom, maar dit klink soos asof jy nou twee goedes wat in mekaar bots. Hy het Romeine 1 tot 11 dan nie gesê jy hoef niks te doen. God het klaar volledig alles in Jesus gedoen. Ja, dit het. Maar as jy die woordjie genade of ontferming uitlaat, dan lyk dit asof jy 'n botsing tussen die twee goed is. Die ding wat hierdie twee goed met mekaar koppel, God wat alles doen en ons wat alles gee, is die woordjie ontferming of genade. Paulus maak dit duidelik dat dit op grond van God se ontferming of genade is, wat jy jou hele self vir God gee en alles vir hom. Ons bring onsself vir God. Net so gebroken soos ons is. Opgemors, soos ons baie keer is. Met al die opmors wat ek gister gedoen het. Want ek al ooit in my lewe, ek bring dit alles vir God. Maar ek is op 'n manier, is ek toegedraai in hierdie geskenkpapier, wanneer ek vir God gegee word. En die geskenkpapier is Christus self. En daarom is ek vir God 'n welgevallige, soos Paulus sê in Romeine 12 vers 1, welgevallige offer, of 'n aanvaarbare geskenk. En dit sê Paulus is die mees logiese ding om te doen, in reaksie op God wat in genade na ons toe kom, dat ons onsself volledig vir hom gee. So kom ons hoor dan ook so ter inleiding, as 'n geloofsbelijdenis en terselfdertyd as 'n stuk vryspraak, die woorde van die psalmdigter van Psalm 103, woorde van ontferming, genade. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie, en hy bly nie vir altyd toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie, en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sonde skuld nie. Want so hoog as wat die hemel oor die aarde is, so troon sy troue liefde uit oor die wat vir hom ontsag het. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontsag het. Genade vir julle en vrede van God julle Vader. Amen.
Kom ons staan en dan antwoord ons sommer met die sin van 'n paar lofliedere.
Here Jesus, dankie dat U die lig is, die ware lig en lewe, wat gekom het om die hele wêreld te verlig. En vir die wonderlike voorreg, dat dit gebeur in en deur ons, dat U lig nie net in ons harte nie, maar ook deur ons lewens in die wêreld kom laat skyn. Ons wil U loof daarvoor en vra dat U ook vanoggend deur die woord en deur die Gees hierdie lig opnuut sal aanvuur. Dat ons met opgewondenheid sal uitgaan en wete dat ons aan U behoort en dat dit genoeg is. Ons loof U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ons gaan nie die hele Romeine 12 lees nie, hoewel ek julle wil aanmoedig om dalk nie net vanmiddag nie, maar sommer in die weke wat kom. Romeine 12, telkens wanneer jy wonder wat jy in die Bybel wil of gaan lees, sommer hierdie hele hoofstuk weer te lees, want ek glo dis 'n teks waarin ons telkens weer gaan terugkeer. Toe Lana en ek aanvanklik beplan het om vir 3 weke aan een hieroor te preek, en ek weet ons gaan ook nog in die volgende maand weer terugverwys na die teks, het ek so 'n bietjie gewonder, jy weet elke keer dieselfde teks, maar ek besef net, dis glad nie moeilik om oor dieselfde teks weer en weer te preek. So in leiding met die eerste vers, Romeine 12 vers 1, ek lees uit 83 vertaling, en ek het dit so klein bietjie aangepas ook. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers en susters, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. So hoe gee jy jouself as 'n lewende en heilige offer vir God? Paulus gee 'n negatiewe en 'n positiewe antwoord hier. Vers 2. Julle moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Dis die negatiewe beskrywing van hoe jy jouself aan God gee. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar deur God omvorm word deur die vernuwing van julle denke. Hier het ek so 'n bietjie gepeter en gelees vanuit die 2020 vertaling. Positiewe stelling, word deur God ontvorm deur die vernuwing van julle denke. So jy kan blykbaar verander in 'n positiewe rigting of in 'n negatiewe rigting. En 'n goeie vraag waarskynlik om dan te vra is, waaroor presies gaan hierdie verandering? En hoe verskil die positiewe en negatiewe van mekaar? Kyk eers saam na die positiewe verandering waartoe Paulus ons aanmoedig. Vroeër in die Romeinebrief gebruik Paulus dieselfde Griekse woord as hy sê dat gelowiges deur God, dis nou hulle wat hy reeds tevore geken het hy ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word. Maar as ek dink ek het geskryf hier daarvoor Romeine 8:29. Ja. Hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word. In 'n brief wat Paulus waarskynlik nie baie lank voor die Romeinebrief geskryf het nie, het hy min of meer dieselfde gedagte in Korintiërs. Net so 'n bietjie in ander woorde. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Ons word al hoe meer verander, of letterlik omvorm, om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. In Paulus se Kolossensebrief kry ons min of meer dieselfde gedagte. Hy dit ook heel moontlik vanuit Efesiërs
in die gevangenis skryf, min of meer dieselfde tyd as wat hy 1 Korintiërs geskryf het. Leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe of omvorm word, is elke keer in dieselfde woord, na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Nou, die beeld van sy skepper klink so 'n bietjie vaag, dit klink of dit nou van die Vader gepraat word, maar as jy net 'n klein bietjie vorentoe kyk, Kolossense 1 vers 15, dan skryf Paulus, die Seun is die beeld van God. God het deur hom alles geskep. So Christus is die skepper. Alles is deur hom en vir hom geskep. So om die beeld van die skepper vernuwe te word, is om omvorm te word om meer en meer soos Jesus te wees. Ek hoop julle hoor 2 goed hier wat baie duidelik uitkom. Die eerste is, dit gaan daaroor dat ons meer soos Jesus word. Dis positiewe verandering soos wat God het wil hê. En die tweede is, dit is God self wat dit in ons werk. Net nou gelees van dit doen die Here wat die Gees is. Dis die Heilige Gees wat ons verander. Mens kan dit dalk so sê, die Heilige Gees is die veranderingsagent. As God dan die veranderingsagent is, sou mense die vraag kom vra, maar wat is ons rol in hierdie proses? Ons gebruik sommer net die woordjie agent, soos wat ons dit wels in alledaagse taal. Vir ons stel, ek wil my huis verkoop, dan gaan ek na 'n agent toe. Die agent doen 'n hele klomp administratiewe werk en sorg dat die huis uiteindelik verkoop word. Maar ek het nodig om na die agent toe te gaan. Ek en die agent is ewe aktief. Dis nie net ek of net God wat die verandering hier teweeg bring. Ek bring myself na God om verander te word. En dan begin die Gees my inderdaad verander. So ek het definitief 'n aktiewe rol hier. Nou, wat beteken dit om spesifiek verander te word om meer soos Jesus te word? Hier is nog 'n tydprofie. Ek gaan een baie spesifieke teks lees, Filippense 2 van vers 7 tot 8. Maar dit is Jesus, het homself ontledig deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood. Ja, die dood aan die kruis. Vir my is hierdie waarskynlik die teks wat die diepste wese van Jesus se karakter die heel beste beskryf. As jy wil weet wie Jesus was, lees Filippense 2. In een sin, dit het nie vir Jesus gegaan om eie belang, maar oor hoe hy ander kan dien. As jy wil weet wat dit beteken om verander te word, om meer soos Jesus te word, dit gaan daaroor dat jy al minder en minder jou eie belang soek, en al meer en meer die van ander. Dat jy groei in dienende liefde. Moenie 'n fout maak nie, dis 'n swaar ding. Dis 'n oefening in doodgaan, letterlik. Dis om te leer om te sterf vir jou eie behoeftes en te leef vir ander se behoeftes. Wat ek dink, waarskynlik heel eerste gebeur in 'n mens se huwelik, in jou gesin, en so kring dit uit na die mense alver. Dis om al minder van ander te verwag en al meer myself vir ander te gee. Dis wat dit is om soos Jesus te doen. Verandering om gelykvormig met Jesus te wees, beteken dus ook noodwendig dat ons in botsing kom met 'n ander stelsel, die stelsel van die wêreld. Nou kom ons by die negatiewe kant, wat Paulus sê, moenie gelykvormig word aan die wêreld. Wat bedoel hy dan? Ek het gister 'n boekie gelees van Dominee Skalk van Wyk. Hy was blykbaar vroeër 'n leraar hier in die Parel, by die site gemeente. Ek weet nie of daar dalk van julle is wat vir hom ken. Hy is al lank weg uit die Parel.
nietemin, hy skryf onder meer oor Romeine 12, en hy beskryf hierdie botsing tussen gelykvormigheid aan Christus en gelykvormigheid aan die wêreld, vir my in baie treffende woorde, net die opsomming eers daarvan. Gelykvormigheid aan Jesus, Johannes, ek dink is die volgende beskryf nie. Dan sê hy, gelykvormigheid aan Jesus sê hy is opofferende ontferming. En dit sê hy staan teenoor gelykvormigheid aan die wêreld wat selfgesentreerde ongenaakbare is. Nou ek wil val die eerste een weer eens eerder op fokus, die positiewe eerder as die negatiewe. Inskalk van wykse woorde. As God ons gedagtes nuut maak en ons verander om sy beeld te vertoon, sal ons ook soos hy ontfermend optree teenoor ons medemens. En dit kan 'n mens nie doen sonder om jouself op 'n manier te kruisig. Ons denkwyse en ons optrede teenoor ons medemens word anders as die wat tipies eintlik die norm is in die wêreld. Die fokus is nie meer op myself nie. Dis ook nie meer besmoontlik wanneer ek na die ander kyk, oordeel of veroordeel. Wanneer ek na myself kyk, gaan dit daaroor om te dien. Wanneer ek na ander kyk, dan gaan dit daaroor dat ek hulle belange eerste stel. In plaas daarvan dat ons oorheers word deur selfsug en oordeel, word ons mense wat Jesus se genade en liefde vir mense wys. Met ander woorde, jy moet eintlik weer eens teruggaan in die eerste 11 hoofstukke van Romeine en vra, hoe het God teenoor mense opgetree? O ja, in ontfermende liefde, sonder dat ons enigiets verdien. Nou moet jy sê, maar hoe behoort ons dan nou meer soos hy te wees, soos Jesus, deur dieselfde te doen, in ontfermende liefde na ander uit te lig. Dis eenvoudig om te onthou wie God is, 'n genadige Here. Wie ons is, in sy genadige oog. En wie ander mense is, onder dieselfde genadige blik van God. Kyk mooi waar dit begin en waarheen is dit op pad. Jy gee jouself oor vir God, en dan in die proses word jy gegee vir jou medemens. As jy fyn lees, dan sien jy in Paulus sy brief verder aan hier van hoofstuk 12, so van vers 4 min of meer af, sien jy dat Paulus dan eintlik van twee verskillende kategorieë mense praat vir wie ons gegee word. Die een groep is ons plaaslike geloofsgemeenskap. Ons gemeente. Alle medegelowiges eintlik. Wat begin by jou eie klein gesinnetjie, die mense wat saam met jou onder dak is. Calvin het gesê, jou gesin, trouwens, hy het dit nog kleiner gemaak. Hy het gesê die huwelik is die kerk in die klein. Daar begin die reformatie, die omvorming van hoe ons onsself gee vir ander. En die tweede groep is alle mense buite daardie intieme eerste kring. Almal met wie ons baie kruis. Paulus sê basies in Romeine 12, die oorgee van onsself aan God is daarop gemik om ons te help verander, sodat ons aangegee word vir mekaar en uiteindelik weggegee word vir die wêreld. As jy verlede weekie was of ingeskakel het via YouTube, sê dadelik sien dis basies wat Elana verlede week gedeel het, as die roeping waarmee ons as leierskap in die gemeente wil vorentoe gaan. Jy het dalk al jou grappie gehoor, word partykeer so skertsend, maar 'n bietjie skerp ook rondom braaivleisviere gesê. Jy weet mos waarvoor staan NG Kerk, né? Gee en gee en gee en gee. Ek het die afgelope week gedink, ek voel nogal eintlik heel goed oor die ou gaan.
1 tot 11 lees, dan is G 'n kenmerk van God self. Dit is nou baie klein daar. Ek sal dit op die gemeentegroep ook deel. Maar hier's wat daar geskryf staan. Wat is genade? Ons Vader se omgee vir die mens het gelei tot sy seun se prysgee van sy lewe aan die kruis. En na sy opwekking uit die graf is die Heilige Gees ingegee in die harte van die wat glo. Dis Romeine 1 tot 11. Nou kom hoofstuk 12. God gee en gee en gee. Daarom is ons as Parelvallei gemeente oorgegee aan God om lewens van aanbidding te leef. Aangegee vir mekaar, om mekaar toe te rus en te dien met ons gawes, weggegee vir die wêreld, om God se barmhartigheid daadwerklik uit te leef. Weet nie van julle nie, maar dit klink nie vir my so las nie. Dis 'n wonderlike voorreg om soos God te kan gee en gee en gee en gee. Ek het dit Vrydag aan gedink met die feesviering wat ons gehad het. Soveel momente waar, ek het hierdie flits oomblikke van dinge wat ons gesien het. 'n Vrou wat gaan sit op 'n man se skoot, op haar eie man se skoot daar, en sy gee hom 'n soen. Ek sal nou nie name noem, maar dit was so 'n wonderlike oomblik om te sien. En hier kom gee 'n vrou 'n soen vir haar man. Maar dit gebeur binne 'n sekere atmosfeer waar klomp mense om gee het, hulle self gegee. Nou gebeur daar hierdie wonderlike ding van die gee word net meer. Ergens op 'n stadium sien ek twee vrouens langs mekaar staan. Ek weet nie eens of is hulle baie goeie vriendinne nie, maar hulle staan en kuier en op 'n stadium begin die een huil en die ander een sit hand op die skouer en hulle naderhand het hulle uitgegaan parkeerterrein om daar vir hulle te huil en te gesels. Maar weer eens, hier gee een na hart vir 'n ander. En dit gebeur binne 'n sekere atmosfeer waar ons gee. Die klein bietjie gee hier, nie net in geld, maar gee van jouself, word 'n meedeel wat eintlik aansteeklik is. En ons gee vir mekaar. Wat op die skerm is 'n mooi formulering van wat ons as leierskap glo, Parelvallei se roeping is. Nou vra dit vir elkeen van ons as doodgewone lidmate te loops wat ek self in die eerste plek is, voor ek 'n dominee is van die gemeente. Is 'n kind van God en doodgewone lidmaat van Parelvallei. En hierdie mooi geformuleerde visie van die leierskap van die gemeente vra vir my, vra vir jou, vra vir elkeen van ons. Is ek in hier? Volledig, boots en al. Hoor ek self niks minder nie as 'n roeping van God self op my lewe. Oorgegee vir God. Aangegee vir mekaar, weggegee vir die wêreld. Ek wil vra dat ons sommer 'n rukkie spandeer in stil gebed om as individue met die Here self te praat oor hierdie roepingsvraag. Kom ons word stil.
Hemelse Vader, dankie vir u omgee. Here Jesus, dankie vir die prysgee van uself. Heilige Gees, dat u self ingegee het in ons hart. Daarom kan ons antwoord vanoggend eintlik nie anders as om te sê ja. Ek kom gee myself, oorgegee aan u, aangegee vir ander, vir mekaar, weggegee vir die wêreld. Laat dit so wees, met elkeen van ons, en Parelvallei as gemeente, die liggaam van Christus, hier. Amen. Ons gaan antwoord op die boodskap met die sing van enkele liedere. Ek hoop julle het dit agtergekom, dat dit eintlik maar alles gaan oor liefde. Liefde wat ons teenoor ander het. So kom ons staan en dan sing ons 3 liedere wat hierby aansluit. Ek wil sommer nou al reeds sê, na afloop van die seën wat ons gaan ontvang direk na hierdie liedere, sou julle as julle wil weer kon sit. Charlie het op 'n videoetjie afgekom, so op grappenderwys ook, want dit is ons nou al gespot naweek so met Halloween, dieselfde dag wat ons hervormingsfees vier. Maar as jy sou wou sit vir 'n 10 minute video wat so 'n bietjie ingaan op die geloofswaarheid wat Luther ontdek het tydens die hervorming, is jy baie welkom om na afloop van die seënlied dan net weer te sit. Dit gaan sommer net speel vir die wat dit graag sou wil kyk.
Vader, die liefde van Jesus ons Here en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met jou. Amen.